Vriende, wat 'n voorreg om weer saam met u te wees rondom die woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal saam seën. Kom ons gaan net 'n paar oomblikke ons harte stil maak, dan bid ons net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat u goedheid en u guns ons deel is. Dankie dat die waarheid van u woord vir ons so kosbaar is. Dat u woord so relevant is vir ons tyd en vir ons dag en in ons verhoudinge. Here, soveel waarhede na vore bring dat ons kan leer hoe ons u welbehaaglik kan wees. Baie mense het u woord eenkant geskuif tot hulle eie hartseer en verdriet en droefheid. Mag ons wat bely ons behoort aan u, nooit u woord vervang. Here, met enige iets anders of enige opinie van ander mense nie, maar mag die waarheid van u woord 'n landingsplek in ons harte vind en mag dit ons hart vernuwe sodat ons kan lewe om u welbehaaglik te wees. Here, ons het een lewe. Gou gaan dit verby en wat ons vir u gedoen het sal staande bly en wat ons vir u gedoen het sal in ons verhouding met ander mense na vore kom. Ons kan nie bely ons behoort aan u, ons het u lief en ander mense sien dit nie. Ander mense hoor dit nie en in besonder my huweliksmaat. Mag u vir ons genade gee om u woord te verstaan, ter harte te neem en u dan te verheerlik in alles. Here, verheerlik u self dan ook met vanmôre se boodskapie. Spreek tot ons want ons luister. Ons bid dit met dankseggings. Amen. Vir ons is tans besig met hierdie kort eksamen in aanhalingstekens wat ons mee besig is. Ek het vir julle gesê ons gaan 'n klompie vrae hanteer, want ons is besig met die huweliksverhouding, die enkel belangrikste verhouding wat God daar gestel het. Ek het vir julle gesê hoeveel hartseer daar in huweliksverhoudings is en dat die meeste huwelike vandag 'n oorlogsveld geword het in plaas van 'n tikkie van hemel op aarde. En ek vra u om saam met my hierdie eksamen af te lê. U onthou nog die punte: 1 is nooit, 2 is soms, 3 is dikwels, 4 is baie dikwels en 5 is altyd. En ons het nou al reeds so 6 vrae hanteer. Ek gaan net vir u die 2 noem wat ons gister hanteer het en dan kan ons verder aangaan met die vrae. Gister se vraag was: is ek verdraagsaam teenoor die ander een en bereid om vinnig te vergewe? En u moes die punt gegee het. En dan die 6de vraag: is ek geduldig met die ander een se foute sonder om kwaad en bitter te word? En u moes 'n punt langs aan geskryf het. Nou ons kom vanmôre by die 7de vraag uit. En ag vriende, hierdie vraag is vir my so kosbaar gewees en ek moes hierdie toets self geskryf het en ek moes self veranderinge in my lewe aangebring het en ek bid dat u dieselfde sal beleef. Die volgende vraag: kan my geliefde hom of haarself wees of is hulle altyd bang om geoordeel en verwerp te word? Luister, ek vra jou die vraag: kan my geliefde hom of haarself wees of is hulle altyd bang om geoordeel en verwerp te word? Baie keer sal 'n vrou haar man sien tussen vriende en sy sal snaaks na hom kyk en by haarself dink: is dit wie my man werklik is? Want hy het nie dieselfde vrymoedigheid by die huis nie. En die man sal sy vrou sien by haar vriendinne en dieselfde gedagte hê, want u sien baie keer is ons gereserveerd by die huis want ons is so bang vir die ander een se kritiek en die tong wat soos 'n mes, soos 'n dolk in my hart indruk, dat ek gereserveerd begin lewe en bang is om iets te sê of 'n opinie te lewer of miskien ietsie te deel wat my opgewonde of bly maak, maar die ander een gaan dink dit is stupid. Ek wil jou vra, kan jou geliefde, kan jou man en kan jou vrou hulle self wees of is hulle bang om heeltyd geoordeel te word? Luister wat sê die Bybel in Romeine 15 vers 7. Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlikheid van God. Dink net aan weergebore mense wat u ken. Hulle verskil in persoonlikheid, in temperament, in gewig, in hoe hulle lyk, in hoe ryk hulle is en hoe gewild hulle is. Onthou net een ding: die Here red mense uit elke nasie, taal, volk en stam en uit hierdie diversiteit maak die Here sy koninkryk op. En die hooffokus is om God te verheerlik deur Jesus Christus in die kragvolle werking van die Heilige Gees met die woord as die riglyn vir ons daaglikse lewe. Ek wil jou vra, as jy deel is van 'n gemeente en jy kom oor die weg met jou broers en susters, hoekom nie met jou man nie? Hoekom nie met jou vrou nie? Waarom het jy vrymoedigheid voor ander mense, maar nie vrymoedigheid voor jou man of jou vrou nie? Is dit nie miskien die rede dat hulle miskien bang is om geoordeel te word of verwerp te word nie? Ek onthou vroeg in my huwelik het ek altyd kritiek gelewer oor wat my vrou sê. Baie keer van gesê: ag, dit wat jy sê is stupid. Of terwyl sy praat, kyk ek na die televisie en maak asof sy nie eens bestaan nie. En hoe kinderagtig en hoe vleeslik en hoe sondig kan 'n mens nie wees nie. Selfs al behoort jy aan die Here, is 'n mens baie keer so selfgesentreerd dat jy die ander een van jou wegdryf in plaas van nader aan jouself trek. En luister, hoe verder iemand van jou afdryf, hoe moeiliker is dit
om daardie persoon nader aan jou te bring. Dis moontlik, want die Here sê, dat ons is tot alles in staat, deur Christus ons die krag gee, ons kan belydenis doen, vergifnis vra, en die Here gee genade, maar ek vra jou, wees eerlik. Kan my geliefde hom of haarself wees, of is hulle altyd bang om geoordeel en verwerp te word? Die 8ste vraag, doen jy alles in jou vermoë om binne die Bybelse raamwerk spanning, konflik en konfrontasie te vermy? Hoor wat staan hier. Doen jy alles in jou vermoë om binne die Bybelse raamwerk spanning, konflik en konfrontasie te vermy? Luister, jy's miskien nie so geestelik soos jy dink jy is nie. Of jy nou 'n man of 'n vrou is. Baie keer sal man sê, maar my vrou bid nie soos ek nie, of my man lees nie so gereeld die Bybel soos ek nie. Ag, weet jy, ek wens my man wil meer leiding in die huis neem, en ek wens my vrou wil meer geestelik wees. Vriende, hou jou opinie vir jouself. As jy man is, moet jy jou vrou begelei in die waarheid van God se woord, deur sag en nederig teenoor haar op te tree, dat sy iets van Jesus in jou lewe kan sien, nie net heeltyd hoor hoe jy die Bybel lees en hoe jy bid nie, maar dat sy kan sien hoe die lees van die Bybel en die bid jou lewe verander. Mevrou, ek vra jou, dat jy nie heeltyd jou man sal kritiseer in jou, in aanhalingstekens, geestelike groei en hoe jy die pad met die Here stap en hoe God homself in die woord aan jou openbaar, maar jou man sien niks daarvan in jou praktiese uitlewing nie. Hoor wat sê die Bybel vir ons in Filippense 2 vers 1. As daar dan enige troos in Christus, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige teerderheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. U sien, wat is die hoofdoel van ons verhouding met Christus en met mekaar? Dat ons hierdie liefde en hierdie eenheid en hierdie innige teerderheid en ontferming teenoor mekaar sal hê. Meneer, luister, die vrou wat God jou gegee het, is die grootste geskenk wat jy kon ontvang het. Mevrou, die man wat God jou gegee het, is die grootste geskenk wat jy kan ontvang het. Hou op om heeltyd te kritiseer. Doen alles in jou vermoë om spanning en konflik en konfrontasie te vermy. As jou vrou die vrugtebak op daardie plek in die huis gaan sit, los die vrugtebak daar. Sy kom nie in jou motorhuis en skuif alles rond nie, hou op die goed in haar huis rondskuif. Leer om mekaar te verdra. As sy die koppies in hierdie kas sit, en 2 weke later dit skuif na die ander kas, omdat dit meer prakties sal wees, hou op die goed terugskuif, hou op konflik veroorsaak, hou op om hierdie spanning in jou huwelik daar te stel. Leer om mekaar te verdra. Lag partykeer daaroor. Ek onthou op 'n stadium, in my huis was dit so, dan soek jy 'n ding, dan vra ek vir Effel, waar is dit? Nee, ek het dit so intoe geskuif, 3 weke later na 'n ander plek toe, en toe besef ek, daar's min kaste in ons vorige huis gewees, en sy moes maar aanpassings gemaak het, en in plaas van kritiek te lewer, kon ons lag daaroor. Hoekom? Want dit is 'n klein dingetjie. Is nie nodig om vanaand kwaad vir mekaar te gaan slaap oor 'n simpel ding, soos kaste wat geskuif is, of 'n vrugtebak wat neergesit is, of iets wat in die motorhuis miskien ingedra is, maar dan nie plek in die huis is nie. Die Bybel sê in Romeine 12 vers 16, wees eensgesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eiewys wees nie. Meneer, jy weet nie alles nie, al dink jy weet alles. Mevrou, jy weet nie alles nie, al dink jy weet alles. Ek weet nie alles nie, al dink ek sommige tye ek weet alles. Daar is een alwyse God, dis die God voor wie ons buig. En die vraag wat jy en ek moet beantwoord vanmôre, doen jy alles in jou vermoë om binne die Bybelse raamwerk spanning, konflik en konfrontasie te vermy? Nou kan jy vir my vra, nou wat doen ek as daar sonde in my man se lewe is, of as daar sonde in my vrou se lewe is, en ek bespeer hierdie sonde? Daar is 'n Bybelse manier om dit te hanteer. Daar is 'n Bybelse manier om jou man of jou vrou met hierdie saak te konfronteer en te sê, luister, kom ons drink 'n koppie koffie saam, en hoorie, ek wil net jou 'n vraag vra, die ding in jou lewe, verstaan ek dit reg, en dink jy net gaan skade doen in jou wandel met die Here en in ons verhouding met mekaar nie? As ons op hierdie praktiese Bybelse liefdevolle manier dinge gaan begin hanteer, gaan spanning begin verdwyn, konflik gaan verdwyn, dan gaan meer vrymoedigheid en kommunikasie wees, en ons gaan God beter kan verheerlik. Jy sien, die probleem is net, dis wanneer ons heeltyd selfgesentreerd is, wanneer ons eie wys is, wanneer ons opinie vir ons die belangrikste is, dat ons nie kan groei in ons verhouding met die Here nie.
Daarom pleit ek by jou, dat jy sal groei in jou verhouding met die Here, maar ook sal groei in jou verhouding met jou geliefde. Broeders, dames, kom ons ag hierdie verhouding as die belangrikste verhouding wat God daar gestel het. Hierdie verhouding wat hy vergelyk met sy verhouding met sy bruid, met sy kerk, met sy geliefdes. En mag u en ek so saamgroei, dat ander kan sien en begeer wat ons in ons huwelike het. Mag die Here ons genade gee daartoe, mag hy ons seën met wysheid en insig, en mag sy genade vir ons genoeg wees, en mag sy krag ook in ons swakheid volbring word. Baie seën en baie liefde, mooi dag vir u verder, tada.